In die nuus vanaand, 2 mense is dood en 3 gewond na 'n skietvoorval voor die Booysens Landdroshof in Johannesburg. Die voormalige Oopot-hoof, Robert McBride, getuig voor die ad hoc komitee. En 'n diereskuiling in Khayelitsha gaan sy ure vir noodgevalle verleng. Goeienaand en welkom by die nuus. Die adjunkminister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling, Andries Snell, het die herëvaluering van sigbare polisieering en veiligheidsmaatreëls buite hofgeboue reg oor die land versoek. Dit volg na 'n skietvoorval buite die Booysens Landdroshof in Johannesburg vroeër vandag, waarin 2 mense dood en 3 ander beseer is. Die motief vir die skietery is nog onduidelik. Mense wat pas 'n hofsaak bygewoon het, was besig om die hof te verlaat toe 3 verdagtes op hulle losgebrand het. 2 van die slagoffers is net buite die hofgebou doodgeskiet en 3 ander is beseer. Die polisie het bevestig dat 'n bekende prokureur wat 'n kliënt in 'n moordsaak by die hof verteenwoordig het, tydens die aanval gewond is. Accused was appearing today at a pre-trial conference. The person is out on bail and has appeared a number of times since his arrest last year. As he and members of his family and his legal representative were exiting the court into the parking area, assailants armed with firearms who had gained access through a pedestrian entrance fired upon them, fatally wounding 2 and wounding two others. Volgens die polisie het die verdagtes te voet van die toneel gevlug voordat hulle deur 'n ontsnappingsvoertuig opgelaai is. After they got out of the premises, they were picked up by a white Audi, which is a clone. As when the police were doing preliminary investigations, they determined that that vehicle is a clone. Die voorval het opnuut kommer oor veiligheid by howe laat ontstaan na verskeie voorvalle waar getuies en in sommige gevalle beskuldigdes dood is nadat hulle in die hof getuig het. Volgens Nel bly die regering daartoe verbind om misdaad in en om Suid-Afrika se howe te bekamp. The fact that this incident took place outside and in close proximity to the operations of the court would need us to reassess and strengthen visible policing and other security measures outside of the court, and we've already raised that with the station commander, Brigadier Jones. It's also a conversation that we are having with Minister Kachalia and the Deputy Ministers of Police, Boshielo and Matale, to strengthen policing presence at our courts throughout the country. Die polisie sê die ondersoek duur voort, niemand is tot dusver in hegtenis geneem nie. Die polisie ondersoek 3 verskillende skietvoorvalle gisterand in Kaapstad waar tydens 7 mense dood is. In een voorval was die slagoffer 'n polisiebeampte wat van diens af was. Die beampte is in Browns Farm naby Philippi doodgeskiet. 4 mense is tydens die tweede voorval by die informele nedersetting in Ndabeni dood, terwyl 2 mense naby die Kensington begrafplaas doodgeskiet is. Die polisie sê hul speurders werk onverpoost om leidrade op te volg en die skuldiges vas te trek. Die motief vir die moorde is onbekend. Die eerste voorval het omstreeks 02:50 in Melkstraat in Maitland gebeur. Daar is 3 vrouens tussen die ouderdomme van 20 en 52 en 'n volwasse man doodgeskiet. Die verdagtes het gevlug en moet nog gearresteer word. Die tweede insident was omstreeks 02:55 in die Maitland begrafplaas in Kensington. Daar is 2 manspersone, onderskeidelik 35 en 36, noodlottig gewond en 2 manspersone, 31 en 32 is gewond en in die hospitaal opgeneem vir behandeling. Die 48-jarige polisiebeampte wat in Browns Farm doodgeskiet is, het skietwonde aan sy bolyf opgedoen. Die beampte is op die toneel dood verklaar. Gisterand net na 8:00 is 'n 48-jarige polisiebeampte wat van diens is noodlottig gewond in Browns Farm, Nyanga. Hierdie ondersoek word behartig deur die volke. Gedurende die naweek
is 8 mense tydens 'n massa skietvoorval in Philippi Oos afgemaai. Die polisie het verskeie mense vir ondervraging geneem in verband met die voorval. Corbin August, SAK nuus, Kaapstad. Die Gautengse polisie het die 22-jarige bestuurder van 'n taxi in hegtenis geneem in verband met die botsing gister waarin 12 skoolkinders naby Vanderbijlpark dood is. Nog 5 kinders is beseer, waarvan 1 uit die hospitaal ontslaan is. Die taxibestuurder verskyn môre in die hof op 12 aanklagte van strafbare manslag en nalatige en roekelose bestuur. Die minister van Basiese Onderwys, Sifiwe Kwagube, het die families vandag besoek. Sy het haar kommer oor die skole vervoerprogram uitgelig. It's very important that we note that while we want to review a lot of some of the policy regulations around scholar transport, over 80% of the incidents that happen on our road are due to driver error. It is because of motorists and drivers who are not behaving well on the roads, who are not adhering to the rules of the road. And we find ourselves often in these situations because people who are ferrying our learners are not taking the necessary precautions to be able to do that. 'n Verslag deur die Suid-Afrikaanse Menseregtekommissie het deur dringende mislukkings in die skolevervoerprogram blootgelê. The right to safety and security of persons, given the exposure of learners to unsafe vehicles, overloading and lack of supervision. The right to protection from neglect, abuse and degradation, particularly where learners are transported in hazardous conditions. Die Gautengse premier, Panjasa Lesufi, sê die provinsiale regering sal voortgaan met 'n intensiewe evaluering van skolevervoerstelsels. Volgens Lesufi het die provinsiale regering 335 geskrewe aanmaninings vir vervoeroperateurs in Tshwane uitgereik wat nie aan die nodige veiligheidsstandaarde voldoen nie. 5 bestuurders is in hegtenis geneem weens onpadwaardige voertuie. Die voormalige hoof van die onafhanklike polisie ondersoekdirektoraat, Robert McBride, sê fondse wat aan die Suid-Afrikaanse Polisiediens se misdaad-intelligensie-eenheid toegeken is wanaangewend deur diegene wat toegang daartoe gehad het. McBride is gevra om voor die parlementêre ad hoc komitee te verskyn. Hy moet reageer op beweringe wat die stafhoof in die departement van polisie, Cedric Nkabinde, en die voormalige waarnemende nasionale polisiekommissaris, Gomotso Pahlane, teen hom gemaak het. Die ad hoc komitee ondersoek politieke inmengery en korrupsie in die strafregstelsel. McBride, wat tans in staatssekuriteit werk, is in 2013 aangestel as die uitvoerende direkteur van OPOD. Sy verskyning voor die komitee het 'n spanningsbeleide begin gehad toe LPS teenstrydighede in sy curriculum vitae uitgelig het. The witness couldn't tell us where he works. I don't understand. When his appointment was public, he was publicly appointed as the director, let me help him, director for foreign branch of State Security Agency. It's all over. Why couldn't he answer that simple question? Advocate Arend said to propel this meeting forward, we will give the witness a chance to do an oral update of the CV from the last time that he wrote it and then complete it. McBride het getuig dat die fondse van die polisie-eenheid van misdaad-intelligensie wat destyds deur Richard Ndluli bestuur is, op 'n korrupte wyse aangewend is. Crime intelligence and the control of that fund makes crime intelligent people invincible and they start to manipulate. And we've seen it with loads of issues. Die komitee wou ook by McBride weet oor sy skorsing in 2015 deur die voormalige polisieminister Nathi Nhleko wat later deur die konstitusionele hof as onregmatig bevind is.
Volgens McBride is hy geteken nadat hy 'n verslag ingedien het waarin hy geen bewyse kon vind wat wys dat beweringe teen die voormalige valkebaas Anwar Dramat en die hoof van die valke in Gauteng, Shadrack Sibia, waar is nie. At the end of my tenure, there was between 8 and 13 generals and about 10 brigadiers of senior police officers who were on trial for corruption. Never been done before. Should have been a national emergency. And no new cases since I left IPED have been taken up again, which involves systemic corruption and corruption. McBride hou vol dat die polisie waghond onder sy leiding 'n gevreesde teenkorrupsie liggaam geword het wat sistemiese korrupsie en wetteloosheid bestry het. Die Wes-Kaapse Departement van Onderwys oorweeg die moontlikheid om die aanbevelings van Hoërskool Milnerton se tugkomitee te implementeer. Die komitee het aanbeveel dat 6 leerdlinge wat van onder meer aanranding met die doel om ernstig te beseer aangekla word, geskort word. Die saak hou verband met 'n vermeende boelievoorval verlede jaar in Oktober, waarby 8 leerdlinge betrek word. Die tugkomitee se aanbevelings vir een van die 8 leerdlinge is nog nie finaal nie. Die Kaapse Landdroshof het die saak tot 11 Maart uitgestel. In beeldmateriaal wat verlede jaar op sosiale media platforms versprei is, kan gesien word hoe 'n graad 10 leerling met verskeie voorwerpe geslaan word, waaronder 'n hokkiestok. 6 van die leerlinge het in die hof verskyn, terwyl die ander 2 voor die kinderhof moes verskyn. Al 8 leerlinge word van 8 aanklagte van aanranding met die doel om ernstig te beseer aangekla. Volgens die staat is 8 slagoffers tydens verskillende voorvalle by die skool aangerand. We could not consult with the victims during the period because they had to go for counseling and there were exams that took place. So now the consultation with the victims will take place. We'll also need to download the photographs from their cell phones. So we'll come back on the 11th of March to deal with that. The other 2 minors who are part of this case are appearing at court 19. They have not appeared so we don't have a date for them. Borgtog van R2000 elk is aan 6 van die leerlinge toegestaan tydens hul eerste verskyning. Die 2 minderjariges is onder toesig van hul ouers vrygelaat. The disciplinary hearing concluded in December and the disciplinary committee of the school recommended the expulsion of 6 learners, with 1 outcome still to be determined. The recommendation documents were sent to the WCD last week and will now be considered by the head of department of the Western Cape Education Department. The affected learners are attending online classes and special arrangements have been made regarding the submission of tasks, assessments and homework. Die hof het vroeër beslis dat nie een van die leerlinge geïdentifiseer mag word nie. Vanessa Puna, SAK nuus, Kaapstad. Ons gaan net hierna voort met onder meer die dag se ekonomiese aanwysers. Bly gerus ingeskakel. Nou vir 'n kykie na die markaanwysers voor ons verder gaan. Een tydelike noodfasiliteit met 45 beddens is by die sukkelende Kuruman Distrikshospitaal in die Noord-Kaap opgerig. Dit sal help om die druk op die oorvol hospitaal te verlig. Verlede jaar het video's van pasiënte wat in die hospitaalgange slaap soos 'n veldbrand op sosiale media versprei. Baie het hulle ongemaklike persoonlike ervarings gedeel. Dit is een van die vele video's wat verlede jaar op sosiale media versprei is, wat gewys het onder watter omstandighede pasiënte by die Kuruman Distrikshospitaal behandel word. Pasiënte wat op die vloer slaap, terwyl die hospitaal nie genoeg beddens en ander bronne het om die reuse behoeftes te voorsien nie. Die hospitaal is 'n reddingsboei vir meer as 270.000 mense in die gebied. Inwoners wat verlede jaar met SAK nuus gepraat het bitterlik gekla oor die stand van sake.
Ek is nie tevrede met die toestand van hierdie hospitaal nie. Mense kom hier en slaap op die vloer. Pasiënte ontvang nie die nodige sorg wat hulle verdien nie. Die hospitaal is baie vuil. Ek is glad nie tevrede nie. Ons is moeg vir hulle leuns. Mense ly in Kuruman. Mense sterf. Dokters verlaat die hospitaal omdat hulle nie kan bly as hulle nie eens medikasie voorsien word nie. Hulle word nie eens oortyd betaal nie. Dis 'n gemors. Die Noord-Kaapse Gesondheidsdepartement sê die noodfasiliteit is tydelik, terwyl pogings aangewend word om 'n permanente oplossing te vind. I want to ask our community members, please protect our infrastructure. This is, like I said, is a temporary structure. The department has plans in place. What will be unfolding very soon, in a month or so. Die konstruksie van 'n permanente struktuur sal na verwagting binne die volgende paar maande begin. Ulrich Hendricks, SAK nuus, Kimberley, Noord-Kaap. Net hierna nuus vanaf die Australiese Ope tennistoernooi en 'n dierekliniek en skuiling in Khayelitsha gaan sy ure vir noodgevalle verleng. Bly by ons. Met die oog op die 2028 Olimpiese Spele in Los Angeles het Muurbal Suid-Afrika saam met borge en ander rolspelers die bal aan die rol gesit om meer geleenthede vir plaaslike spelers te skep. Die president van Muurbal Suid-Afrika, Blaar Coetzee, het 'n reeks van 11 toernooie aangekondig wat spelers internasionale blootstelling sal gee. Muurbal Suid-Afrika se nuwe reeks gaan die sport in Suid-Afrika hervorm. In Februarie sal spelers toegang hê tot meer toernooie op eie bodem. Dit beteken minder internasionale reise en minder uitgawes, want die toernooie sal by Parkview in Johannesburg aangebied word. And you can see for every individual player, that is the opportunity that we're creating, saving them like R500,000 a year to get this opportunity in South Africa and elevate their game to be able to compete internationally. Die beroepsspeler, Tegan Russell, beskou hierdie reeks as die lang verwagte hupstoot vir haar loopbaan. This kind of feels like the start of my career now. Just bringing these sort of tournaments to South Africa is absolutely incredible. I think this year alone we're probably going to play more tournaments than what I have in my whole squash career. En die president van SASCOC, Barry Hendricks, sê hulle moet verhoed dat Suid-Afrika se voorste muurbalspelers in 2028 tuisblyers is. We'll be working hand in glove with the International Olympic Committee as well as with World Squash and South African Squash to try and ensure that South Africa has a men and a women's component as part of the World Squash Olympic program. It hasn't been completely decided yet, so we wait for the news from World Squash as well as the IOC. Die reeks begin vroeg Februarie en teen Maart behoort die reeks in volle swang te wees met internasionale deelnemers wat meer aansien sal verleen. Lene Boysen, SAK nuus, Johannesburg. En net voor ons groet, kyk ons na die Mzananda dierekliniek en skuiling in Khayelitsha, waar bykans 1500 diere per maand versorg word. Die skuiling is een van slegs 'n handjievol toegewyde diereklinieke in die gebied. As 'n nie-regeringsorganisasie is die kliniek van skenkings afhanklik. Mense wat al diere bring, word 'n minimale bedrag gevra vir konsultasies, sterilisasies en ander prosedures. Vanweë die groot nood vir dieresorg in die groot gemeenskap, gaan die kliniek nou sy ure vir noodgevalle verleng. Die Mzananda Dierekliniek is 'n belangrike organisasie in die arm gemeenskap. Jaarliks word meer as 18,000 diere behandel, meestal honde en katte. Dis 'n toevlug vir troeteldiereienaars wat nie kan bekostig om hulle diere na privaat klinieke of hospitale te neem nie. Now this is a good place for the animals. We mostly come here and get assistance in terms of if the animals are sick, even for sterilization and other kind of help for the animals. Mzananda het ook 3 keer per week mobiele klinieke en uitreikprogramme. Opvoeding is een van sy fokuspunte.
Ons sien wel dat die diere baie beter na omgesien is. Hulle kom na die mobiele klinieke toe, hulle kom na ons stabiele kliniek toe en ons sien meer en meer diere wat kom. So dit wys dat mense regtig belangstel in hulle diere. Vir baie troeteldiereienaars is die inligting wat hulle hier kry lewensveranderend. I was cooking for my dog before. Then with the information that I get here, now I know what to give and what not to give. Gegee die nood in die gemeenskap, is die kliniek se werksure nou verleng. Ons het gesien dat mense dalk laat by die huis kom en dan hulle diertjies in 'n aaklige toestand is. So ons is oop vir noodgevalle en dit help net vir mense om daai hulp te kry wat hulle regtig nodig het. Die kliniek het altyd befondsing nodig om sy deure oop te hou, maar vrywilligers is ook welkom, insluitend mense wat bereid is om net 'n bietjie tyd en aandag aan die diere te gee. Mariska Botha, SAK nuus, Khayelitsha. En hier moet ons haltroep, geniet die res van die week. Totsiens. Goeienaand en hartlik welkom by die Weersentrum. Vanaand verwag ons dat dit sal nat sal wees in die sentrale, noordelike en oostelike gedeeltes van Suid-Afrika, gedeeltelik bewolk allangs die suidkus en droog oor die Noord-Kaap met 'n matige sterk wind langs die Weskus. Nou kyk ons na die toestande vir môre, steeds nat in die sentrale en noordelike gedeeltes van Suid-Afrika, oggendmiskolle oor KwaZulu-Natal en 'n matige sterk wind langs die kuslyn, 'n baie sterk wind langs Kaapstad. Daar is 'n waarskuwing uitgereik en dit is nou vir vanaand skadelike wind wat kan voorkom van Struisbaai tot by Saldanha Baai en dan swaar reën en ewige donderbuie wat kan voorkom in die noorde van Limpopo. Dit strek oor Noordwes, rakelings in Gauteng en dan ook oor die Vrystaat. Môre is steeds 'n ewige donderstorms wat kan voorkom en dit is oor 'n groot gedeelte van die Noord-Kaap, Noordwes, 'n groot gedeelte van die Vrystaat en brandgevaar in die omgewing van Appington, ook in Springbok en dan in die noordelike gedeeltes van die Wes-Kaap oor Vredendal waar daar kan brandgevaar kan voorkom. Nou kyk ons na die temperature. Ons begin in Pretoria, oornag daar 15, later 24 en dan ook reënerig in Vereniging 25 grade Celsius sal die maksimum wees. En nou beweeg ons na Limpopo, matiger temperature daar in Musina 5 of eerder 24, 25 Palaborwa en Bella oornag 16, later 24. Ons beweeg nou aan, die volgende provinsie Mpumalanga ook matig daar rondom 20, 21 in Carolina, Standerton 15, later 22 en die volgende provinsie is dan KwaZulu-Natal ook matig in die provinsie. 26 vir Durban, Richards Bay 25, reënerig hier in die noorde van die provinsie en Port Shepstone 18 oornag, later 24. Nou in die Oos-Kaap, ons kyk na Klebega waar dit ook sonnig sal wees, 28 daar môre, maar kan dat 33 Oos-London, 16 oornag, 25 en baie warm in Graafrenet, 37 sal die maksimum daar wees. Nou in die Wes-Kaap ook baie warm in die Klein Karoo in Oudtshoorn 38, 37 in Beaufort Wes en bloedig warm in Vredendal waar dit 40 sal wees, ook brandgevaar in daai omgewing. Nou beweeg ons na die Noord-Kaap en Appington warm 37, 33 vir De Aar, 33 ook vir Sutherland, oornag 11 daar en dan reënerig in 'n groot gedeelte in die noordelike en oostelike gedeelte van hierdie provinsie. Nou beweeg ons terug in die binneland in die Vrystaat waar dit baie nat sal wees môre, Ficksburg 25, oor die Gariepdam 10, later 31 en dan die laaste provinsie in ons weervoorspelling is Noordwes, matig ook daar, Ottosdal 27, Klerksdorp 28, warmer in Tosca 30 grade Celsius en Taung 29. Is al van die Weersentrum. Goeienaand.